23. Ook hierdie spreuke is van die wyse manne afkomstig. Om partydig te wees in die gereg is verkeerd. Om partydig te wees beteken ek kies iemand se kant. Ek is aannemer van die persoon. Ek moet dit nie doen nie. Dis verkeerd. Hy wat vir die skuldige sê, jy het reg. Die volk sal hom vervloek. Die nasies hom verwens. Hy wat vir die skuldige sê, jy het reg. Jy het daai ding gedoen wat verkeerd is, maar jy was reg. Jy sal gehaat word deur almal. Gebeur dit? Gebeur baie. Vir die wat van ons wat bietjie langer as 'n jaar kan onthou julle vir Fauci. Is een van die ouens wat verantwoordelik was vir die dood van seker die meeste mense. En nou nog sê mense, nee, jy het reg. En wat gebeur? Wat dink die wêreld en die nasies van hom? Hy wat vir die skuldige sê, jy het reg, die volke sal hom vervloek. Wie het gesê hy's reg? Al die wêreldheersers. Volke sal hom vervloek en die nasies sal hom verwens. En dalk nie nou so erg nie, maar as die koning gekom het en daar's geregtigheid, nog meer. Vers 25. Maar met die wat onpartydig straf, van dit goed. En oor hulle kom die seën van voorspoed. Dis weer, moenie 'n aannemer wees van die persoon nie. Vader sê ek is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy gaan nie iets vir jou doen omdat jy is. Hy is nie partydig nie en hy sê vir ons moenie partydig wees nie. Want dis die eerlike pad, dis die regte pad, dis dalk die ongewilde pad, maar dis hoe dit moet wees. Wat veroorsaak dit? Betroubaarheid. En oor hulle kom die seën van voorspoed. As jy vir iemand partydig is, jy's onregverdig, maar jy's partydig vir iemand terwille van wie hy is. Wat gaan 'n persoon van jou dink? Jy is nie baie eerlik nie. Hy is nie moeilikheid, hy het vir jou gelieg. Maar jy gaan dadelik dink, ek kan nie eintlik op hom staat maak nie. Want as hy vir my gelieg het, sal hy seker vir iemand anders ook lieg, dan is dit seker hoe hy is. Wat my so dink aan, is dalk nou 'n baie vreemde voorbeeld van 'n getroude man wat met 'n vrou 'n buiteegtelike verhouding het. En dan dink sy, hy's 'n goeie man, ek wil met hom trou. Hy sal vir my 'n goeie man wees. Ek wil graag so 'n man hê. Hy moet vir my so goed wees soos hy vir sy vrou is. Maar sy besef nie, as hy met sy huidige vrou oneerlik is, gaan hy net so met haar ook wees. Want hy's dan nou klaar oneerlik. Hy dan nou dit bewys. Hy's 'n bedrieger. En hier is dieselfde. As jy onpartydig is vir iemand, daai ou vir wie jy partydig is, gaan jou sien as partydig. En dit is ongewild om te sê nee, ek kan nie vir jou getuig nie, want jy het dit gedoen. Dis ongewild, maar dit is die waarheid. En dis wat jy moet doen. En as dit kom by die woord van God, dan staan ons by hom, maar ons is nie partydig vir mense wat iets anders ter glo en wil hê ons moet iets anders ter sê nie. Jy bly onpartydig. Jy staan vir die waarheid.